Greetings all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you so much for being here once again, everybody. As weer eens vir my jou grootliike en 'n hartlike plesier om weer hier op 'n gesels met Grant met julle te kan kom gesels. Ek as jou host as vir hierdie show en vir hierdie podcast gesels met Grant. Ek glo en vertrou dat een en elkeen 'n goeie dag gehad het, 'n great en 'n awesome Thursday. Is 'n bietjie koud in die Kaap en vir julle wat nou nie in die Kaap is nie, is 'n bietjie koud in die Kaap. So ek het maar my warm aangetrek. Ek hoop almal is warm, almal is lekker cozy vanaand. Almal het hulle teetjie, almal het hulle biscuitsies en hulle foods en sit lekker met 'n kobese vir vanaand se show. Because this is one of them ones. Ek is baie excited vir vanaand se episode vir die guest wat ek vanaand het. Oh my, oh my, oh my. Dat ek wil hierdie ene wil ek gou net mooi vir julle introduce. Ladies and gentlemen, welcome once again to another episode of Gesels met Grant met ek julle host Grant. This is another episode of inspiring and heartfelt and uplifting stories that we are sharing, where we are sharing awesome testimonies and insights of our lives and journeys as well. I am thrilled to introduce to you a special guest. The wait is over, guys. The moment we have all been waiting for is finally arrived. The guitar legend who was who has rocked the world, or who has rocked Cape Town, basically with his incredible talent. The Master Strings, he is a Master Strings who has inspired generations. En as ek praat van generations, dan praat ek van my generations like me, where hier op vanaand se podcast en vanaand se show. So soos ek altyd sê, it's your hands and my hands for the guitar prophet himself, Francois Vlok, ladies and gentlemen. Nancy Grant, man, it's a privilege om vanaand met jou te praat. Ja, how many moons ago? How many moons ago? What? Jy sien, dit is van die alles, ek was besig om my rehearsals, want soos deel van my, waar ek altyd my prioriteit het, waar ek begin te rehearse, en jy vang vir my op 'n goeie tyd, op 'n goeie plek.
Nogal in Ravensmeet nogal. Ek wil sê ek kry die beste live show op my eie show. Hoe is daai? Ek moet mos dit enjoy. Ja, denk jy keuse om te enjoy nie. Jo, baie dankie man, baie dankie weer eens vir u availability vir hierdie show vir vanaand. Jo, die bares en familie en vriende vir julle wat ingetune is. The one and only Guitar Prophet over here. Ek wil weer iets. Jo, it's been a while. Ek soos ek altyd vir die mense sê, ek stalk altyd die mense op Facebook en op all social media platforms om te sien wat maak die manne wat ek nie meer sien nie, jong. Die manne wat ek lang laas gesien het en jare laas gesien het, waarmee vind die manne vir hulle besig en die vroumense vir hulle besig met die dinge wat hulle doen. En ek kom ook op ja? Annie, ek kan praat. Ek sê nee, dit is vir my 'n voorreg man. Ek gesels eintlik met 'n guru wat ook 'n gitaris is wat net so goed en gevaarlik is. Ek probeer maar. Sorry, kykers moet maar weet, dis net so gevaarlik op die gitaar. Net so gevaarlik. Weet jy nee, as actually baie van die ek speel net gitaar by die huis. As actually baie van die ek speel actually baie min gitaar buitekant my huis. Buitekant my huis doen ek baie singwerk of vocaling werk wat actually baie snaaks is. Ek sing meestal van die tyd nou as vir gitaar speel. Even by die kerk as ek in die worship team en ek sing in die worship team, ek speel eens gitaar in die worship team. As ek actually baie van die as ek baie van weet ek speel gitaar, maar as ek gesê het nou by die kerk gestaan by die worship team of 'n paar weke terug het ek gesê het hulle vir my gevra om keyboard te speel in die kerk en ek is mos nie 'n keyboard player nie. Ek kan 'n paar chords druk, maar ek is 'n keyboard player nie. En ek sê vir hulle ek speel gitaar, ek is 'n gitaris. Maar hulle my nog nie gehoor gitaar speel nie, maar okay, een van die dae gaan die mense van my ek dis nog hoor. Dan wil ek myself losmaak en self, you know, self vir die mense so ek wil ook so 'n introduction gee wat u gee vir my vir die mense sommer 'n live concert gee op my platform dink ek. Ek dink ek moet so iets doen. Ja, ek is gereed vir enige iets. Ek is altyd available as iemand vir my miskien voor die tyd laat weet per e-mail, per WhatsApp of per inbox, dan sal ek het nie probleem nie. I like to say, ek hou af van om te deel. Mens kan dit een keer om te lewe op hierdie aarde, nie 2 keer nie, en maak dit die beste daarvan in sy lewe, man. Ja, definitief, ja. Baie dankie weer eens, baie dankie dat jy ingestaan het en ingekom het vir hierdie show. Ek gesê dat as jy vir my actually 'n groot voorreg is, 'n honor at least to have people like you on my show. En vir die mense at least te sien vir wie ken ek ken daar mense wat baie kwaai is soos julle. En julle wat op my show is, dan word die show nie regtig en spesiaal vir die mense wat ook kyk na my show en comments alles op my show, dan sal hierdie dinge nie moontlik geraak het nie. Soos ek sê, die show van my was actually overnight thinking en net gelê en gedink like hoe connect ek met die mense? Hoe kan ek maak dat ek weer 'n connection kry met die mense wat ek altyd min saam geloop het, musiek gemaak het en in kerk geloop het en you know, almal die mense wat ek saam opgegroei het. Hoe maak ek om almal die mense weer, you know, te kan weer connectie te hê met hulle en nie net mense wat ek ken nie, selfs ook ander mense. Hoe maak ek dat ek die mense gebruik het lees om hulle testimonies en hulle insight en hulle journeys te kom sê, because as almal ken it en te sien die profiles en sien wat hulle doen, but no one knows, you know, no one knows your story, no one knows where you're coming from en hoekom doen ek die ding wat ek doen en you know, daar's altyd 'n story behind die story, daar's altyd 'n testimony behind wat ek actually doen en ek het die platform het ek gesê gesels met Grant, so op die platform gesels ek saam mense wat you know
mense wat challenges het in lives, drug addiction, musicians, pastors, and all that on that platform. En ek het maar die show gebruik en maar gesê, okay, kom ek maak 'n gesels met Grant en ek kyk wie eager is en wie wil saam die mense deel hulle life stories. En ja, en ek het my opgekom met 'n gesels met Grant en ek dink dit is maar 'n perfekte naam om te kies because hier het ons maar net te gesels, maak nie saak waartoe die conversation gaan nie. En net verseker te maak dat we spread the good news en ons share at least ons stories en om at least mense te some mindset to change and maybe kyk om mense se lewens te verander. There's some of that people that is probably going through the same struggles that we are going through en dan wil ons maar net ons stories en ons testimonies maar gebruik net om te sê like look, daar is nog lig man, daar is nog iemand wat nog omgee vir jou, daar is nog daai Jesus wat die mense hy lewe in my ook en hy lewe in ander wat ons moet connect en alles so. Ja, dis maar die platform. So baie dankie dat u vir uself available gemaak het vir hierdie platform. Ek waardeer dit baie. Jy sien Grant nie, ek vat niks vir granted nie. Like jou name is dit. Ek is vir my is Frans van jy sien ek mense moet 'n discernment gebruik met wie jy jou connect in die lewe nie. Dit is baie belangrik want as jy die discernment toepas in jou musical career of jou spiritual career, en kan die mense tot 'n val kom. Baie vinnig as jy nie daarvan weet nie. So 'n mens moet altyd, so ek sal altyd sê grace will always recognize grace because jy is 'n grace carrier Grant. Dis hoekom ek connect met jou because my discernment can connect met jou discernment. That's true. As altyd 'n connectie somewhere down the line, is altyd 'n connectie wat ons kan kry van mekaar af en so aan. Dit is so waar ja. Ja, so as ek nou vir myself moet introduce vir die mense, ek is eintlik 'n baie private persoon, baie mense weet dit nie. Ek is baie humoristies, hou van grappe. En maar ek het ook standaarde waarvoor ons ek lewe en mense het soos ek het baie boundary lines wat ek van my gesê het in die lewe en ek kon net nie vir my met enige een nie dat ek mense minder ag as die ander een nie, maar 'n mens moet 'n boundaries hê in die lewe because as 'n mens die boundaries het, dan is jou lewe ook wispelturig. Jy het nie ook nie dan 'n rigting waar jy na toe gaan because if you don't know where you are going, you end up nowhere. So jy moet weet waar jy op pad is om by jou destinasie te uit te kom. Verstaan jy nou? Ja, geef ons 'n bietjie insight like wie is die gitaarprofet, waar vanaf kom ons, wat doen u, is 'n journey of is 'n lewe en daar vanaf kom jy waar jy opgegroei is. U net vir ons 'n little bit of insight kan gee op hierdie dinge. Ek gaan vir jou sê, okay, ek is gebore in Ravenswood. Dit is nog Teervlei. Ek praat van Teervlei ek praat van die rooi grond en die sinkhokkies. Ek het groot geraak in 'n sinkhok in 'n huis in 'n plaas. Ek het daar groot geraak. My roots kom van dat. Dis hoekom as my nederigheid begin by my geboorte om in 'n sinkhok groot te raak en daar het ek my ondervinding gekry, ek het groot geraak. Maar my gift het eintlik begin. Ek het wat funny is Grant nee. Ek het begin te leer gitaar speel. Ek was 5 jaar oud man. I am 5 years old. En die mooiste dit moet jy maar vir die Here dankbaar wees as jy nou 'n gitaar het. Want ek het geleer op 'n 3-snaar gitaar. Dit was is die bysnaar en die 3 bo. En so het ek begin te leer om my 3-snaar se note te memoriseer man. Dis ek van 5 jaar oud. Maar nou my journey van groot word, ek het groot geword soos gesê in Teervlei. Dit was Teervlei nog Teervlei. Ravenswood vandag is baie different. Ek is 'n man, ek is getroud. Ek het 1 vrou vir amper 31 jaar marriage. En ek het 5 kinders. Hulle almal lewe nog. Baie musikale kinders wat die Here my regtig gegee het. Ek is dankbaar vir dit. Ek werk by die polisie van Ravenswood. En ek doen my dienste wat die mense van my verlang. En ek is ook baie selektief wanneer dit kom by wat ek sê en hoe ek dit sê en wanneer ek iets doen. En die ding wat baie mense nie van my weet nie. Ek kan soms skaam word, maar I will never show it to no one.
mense sal nie weet wat ek skaam is nie, because ek sal dit never portray to people. Dan as ek skaam was as ek was van 'n goeie skaam. Nie uit verband het skaam, 'n goeie skaam. Verstaan grant. En so my opgroei van music, nee, my suster het eintlik vir my geleer many moons ago. Ek nou 5 jaar oud was. En dat eintlik ook groter begin te word en ek begin te speel het in groeps en so, het daar iets met my gebeur wat my baie diep seer gemaak het. En wow. Ek sal, soos die aand verloop sal ek jou sê, en dan gaan jy sien hoekom ek so speel as ek vandag speel. Okay, nee, is 100%. Wat was die inspirasie behind die julle gitaar story? Was daar iemand, jy het nog gesê, is 'n sister het vir u die music maybe aangeleer. Wat was die inspirasie toe u die gitaar opstel? Of sal ek vra, how did you develop your unique style of playing? Because ek het nou gehoor nou 'n klomp goed wat uitkom en ek het amper 'n screenshot gevat om te sê die coach gaan leer. Okay, ek kom met 'n musikale familie. My ma, my pa, my aunties, my uncles, almal kom as 'n familie van music. Keyboards, saxophones, dan al die instrumente wat ek kan aan dink het hulle gespeel. So ek het in die environment van music het groot geraak. Maar iets het gebeur jare terug. Jy ken mos in die kerk, jy kry mos twee verskillende tipe musikante. Jy kry die opregte en die onopregte. Wat ek bedoel by die onopregte is die onopregte soek altyd gain. Maar die opregte sê altyd sê ek wil die Here se werk doen sodat die Here dat eer sy eer moet kry. Want ek het gespeel in 'n kerk en dan kom die keyboard player nie uit nie. Dan sê ek myself, nou moet ek dual beteken, ek moet my melodic part met die bass moet ek byspeel. As ek appels speel, soos nou. Waar ek nou my bass en gitaar gesamentlik, want die keyboard player kom net nie uit nie. En daai vir my, dat is oorlik waar my style develop, want ek hou nie van mense wat my vermaak nie, want ek kan alleen speel, ek het soms nie 'n keyboard nodig nie, because ek het my style develop, en ek kan speel. Sorry dat daar 'n bass is nodig is, ek gee die bass vir jou klaar, en jy hoor die bass, en dan sal ek die melodie byspeel. So dat wil sê, ek het oral kan ek alleen, ek kan op speel, ek kan dit so 3 persone wat een persoon en 2 dinge op een tyd kan doen. Maar wat ek ook waar my in 'n style vandaan kom, jy sien, die Here het elkeen 'n musical voice gegee. Ek het my eie musical voice. En as apostels ek vir die Here sê, Here, ek het u help nodig. Ek sê die Here help my. Dan gaan hy my stem hoor en al die miljoene mense se stemme. So ek het my musical voice. As ek my musical voice gebruik, dan hoor die Here hoe ek speel en hoe ek sing. Dit is hy hoor vir my. Hy's my musical voice. En baie ouens het nie 'n musical voice nie. Hulle kopie iemand anders se musical voice. Verstaan jy? So ek glo jy moet jou eie musical voice hê. My eie. So dit wil sê as ek speel, then you hear it's me playing. So ek het eendag een van my teachers vir my geleer het, many moons ago. Hy het vir my gesê, baie ouens kopie vir George Benson. En dis nie verkeerd nie, don't get me wrong. Maar wat gaan gebeur, het hy vir my gesê, as George Benson voor jou speel, en na George Benson speel, moet jy speel, dan wat gaan jy speel? Jy kan moes nie weer George Benson speel nie. En dan het eintlik 'n lightbulb moment vir my opgegaan, die man praat ons eintlik die waarheid dan. So dit wil sê, as Benson klaar gespeel het, dan kom die Prophet Boys weer. Ja. Verstaan? En dan hoor die mense my musical voice. Verstaan jy? True, 100% is reg, ja, en ek stem actually 100% saam met u as u dit sê, because ek glo dat elkeen moet sy eie singletjie hê, man. Because as ek sê maar voorbeeld, as ek kan op hier miskien by die huis sit en hy speel music hier buite of 'n live band of iemand hier buite kan speel, dan moet ek kan sê ek ken hy speel. Hy's François Gitaar Prophet Flock wat daar speel because of his style. Ek kan nie, you know,
Ja, Everyone needs to have their own signature. As jy waar met die praat, want om by jou aan te sluit is dat, jy sien, mense of musicians onderskat hulle uniqueness. As jy sien die Here gee vir jou hy gift nie en jy sien persoon wat moet develop in jou musical voice because ons sal nooit verstaan wat ons eintlike musical voice vir ons self beteken want as ek praat met 'n massa dan praat ek met hulle. Hulle weet die is nie 'n kopie nie, dis die original. Hulle gaan na die original luister. Verstaan? Want as ek nou met Benson speel, as ek nee man, dat klink soos Benson, maar iemand anders speel nou Benson. Benson is Benson en ek is François. Verstaan? Dit is waar die ding wat deur gaan. En die ander ding wat ek ook vir jou net sê nie, wat ek kom by musical identity, dit is iets wat hulle noem, they call it musical identity nie, waar baie ouens kom op die scene met 'n musical identity. Ek wil 100 skuils in een song wil ek doen om my musical identity te gee. Die mense gaan hoor wat jy speel, maar dan gaan hulle, as jy raak klaar gespeel het, hulle alles vergeet wat jy gespeel het. Maar as like a storytelling musician, you become like a storytelling musician. Soos ek preek as nie my offers nie. I can preach if people want me to preach. Ek kan dit doen. Maar as ek start preaching met my gitaar, ek glo vir jou mense gaan begin te luister as ek praat. Through my music. Ek gaan wel eens, dit wil sê, jy kry mos mense wat, hy het sy musical identity, hy het nou alles, hy het nou moeg gespeel. Nou sê klaar. Dit wil sê, maar as jy nou, I'm teaching and I'm preaching while I'm playing, dan gaan die mense dit aanvaar my eie identity, because as my eie musical voice, as my identity is, ek koop niemand nie, dit is my oorspronklike, dan gaan mense dit meer appreciate, jy kry die geval waar mense, en ek het nooit 'n negatiewe siening van musikante, singers, of whoever, of choir, ek het nie, maar ek sê altyd, in ons kleerlinggemeenskap, as daar baie copycats, but it is so wrong. Ons is baie quiet hy. En as ek weet, jy soos ek het mos, in music moet jy, as sekere goede wat jy moet weet, jy moet kulture verstaan. Different culture, Afrikaanse cultuur, African cultuur, Muslim cultuur, alle culture wat bestaan, moet jy verstaan. En in die genres moet jy begin te develop. Want ek kan nie by 'n Muslim event kom, dan speel ek African, hulle gaan nie verstaan nie. Speel in die genre wat hy mense verstaan. It's like, ek praat jou taal in music met jou. Dit is hoe mense, van jy, om 'n song te, verstaan, om 'n song te copy is easy. Maar sê jy nie, it's not you. You copy somebody else's idea. Dit sê jy nie. Maar as jy jou eie begin te voortbring, en kyk eens hoe duidelik dit ons begin, ek praat van jare terug, het ons nog geleer so speel. Verstaan jy wat ek sê? Dit is hoe ons begin het. Hy is eie aan ons. Verstaan? Want ek was 'n brandende hoop. Hy altyd uitgevind in 'n brandende hoop. Daar sit die colors by die song. Wat is die song? Maar ons moet meer ons eie na vore bring. Ons praat van ons kleerlinggemeenskap, ons eie. Of jy nou African is of nou wie is, bring jou eie na vore. Verstaan? Dit is hoe ek sê altyd sê, as jy jou eie musical voice na vore wil bring, ja. Dis 100%. Jy het iets gemention earlier wat jy gesê het en ek wil net weer net klem maar op lê. In die woord van die Here sê het in James 1 verse 17, it tells us that every gift from God, every gift that we got or that we have is from God, and we have different talents and a God-gifted talent, but they're all important and can be
they all are important, and they can be used in the God's kingdom. En as ons weer lees in 1 Korintiërs 12 dink ek waar Paulus die comparison maak van die individuals, maar hy compare die individuals in the body of Christ en hy maak die difference parts of the body. Hy praat nou van different parts of the body. Maar wat ek vir u wil vra, dit waar ons nou 'n gifts gekry het van God, like die vraag wat ek wil vra is like, how does your faith impact your music or your creativity that you do? How does your faith impact that? Okay, wat ek sal sê, there should be a balance. Ek praat van 'n balance nou. Nou praat ek van moet 'n balans bestaan in jou as 'n musikant. Daar moet 'n balans. Nou praat ek van 'n spiritual balance waar jy God se woord in jou musiek op 'n level begin te bring. Want jy kan die woord kry daar, as die musiek daar is, dan gaan die balans jy sal die musiek wat jy speel op in balans, dan kan jou musiek in daar wees en dan die woord van die Here is hier aan die onderkant. Jy moet die balans bring, because as hy gaan minister, dan moet die een komplement die ander een. As jy praat van God se goedheid, nou sê jy mos, Lord, you are good, you are good, beautiful. Nou, as jy praat van God se mooi, dit kom ons uit God se woord, maar jy kan iets sê as haar balans is in jou lewe. And people will pick it up. Mense sal oplet, nee man, jy is meer musikaal as wat jy woord georiënteerd is. So as jy nie 'n balans het nie, dan moet jy 'n balans kry. As daar miskien iemand het dan miskien nou verstaan, kry 'n balans as 'n musikant in jou lewe. Because ek kan gou sien as 'n ou minister voor my, as daar 'n balans is. Ek kan hoor. You can't lie, he can't lie to me. Van ek kan hoor. Van my oorpoortes was hoop. Ek kan hoor. Verstaan jy? 100%. So what role does your worship play? What role does your worship play in your life? Like with your music, or how do you inspire others through your music? Because as ek sê music, dan praat ek van music in 'n geheel, whether it's secular music, whether it's gospel music, or you name it. But how does your worship come through that, or how do you speak to people using your guitar, using your talent to the people? Like who inspire die mense? Ek hoor u praat nou en ek gee baie inspiring words, at least vir ander, at least om te verstaan wat aangaan en so aan is. But how do you inspire them? Ek dink was dit 'n technical onderbreking daarso. Well, as well. Kom ons kyk wie is hier in die comments. People in the comments, vir julle wat kyk, genaamd almal, was dit vir Ricardo Hoon, bless you my sir, Zenit Khan, always. Sister Liesel Adams, ek sien u se hand, goeienaand. Sandra Murphy, the famous Grand Lottery. Ek is so famous, ek is so famous, but I'm gonna take it. Brandon Adams, yo, boom. Ek wil maar net sê, Brandon Adams kyk all the way from USA, kyk hy my live, so baie dankie, ek appreciate, is 'n teenwoordigheid hier by ons, baie dankie dat u ook ingetune is in hierdie live, in my live, hiersa, vanaand, ons het vanaand vir Guitar Prophet, hier vanaand op my live, hy gee baie klomp insights wat hy gesels oor music and sy journey about music and also his knowledge about music wat hy ook gee vanaand
En is baie inspiring vir my because vir my wat 'n musician is en vir my wat ook 'n gitarist is baie inspiring vir my as well. So ons gaan vanaand 'n klomp goedes hoor van die Guitar Prophet homself. Soos ek net al gesê het dat in the word of James, ek gaan dit net weer repeat. The word of James tells us that every gift is from God. We all have different talents and a gift and a God-gifted gift. But they are all important. Moenie verkeerd verstaan nie. Alles is important. All gifts is important because soos ek sê as ons in 1 Korintiërs 12 luister waar Paul basically he's making he's comparing the individuals in the body of Christ to different parts of the body. So elke een het maar 'n function in die lewe, you know. En ek sal sê een is beter as die ander nie. One is very unique as different, but almal is unique in hulle eie style en hulle eie way hoe hulle dit doen. En soos Guitar Prophet ook gesê het, elkeen ek kan nie klink soos die ander een nie en soos ek ook gemense het like everyone have their own signature. Ek is nie kwaai nie of die ander een is nie kwaaier as die ander nie, but the next one always have a different sound of a different way of doing things and hy is wat vir ons baie uniek maak. Vir julle wat nou vanaand weer terug is hier op my live as well. Thank you so much. It's a great honor and a pleasure as well for me as to be here tonight, at least to share some of our main Guitar Prophets hier vanaand. Ons het 'n technical onderbreking hier met ons dierbare, maar okay, die show gaan aan. Ek is nog altyd hier. Vir julle wat kyk, ek wil vir julle baie dankie sê weer eens man. Terwyl ons nou wag vir die Guitar Prophet om weer net op buite kom, wil ek net sê dat you know, ons is different. Soos ek die introduction gedoen het, is om te sê dat I'm using the platform at least to inspire people, to make people believe that there is a God that know you. There's a God that cares for you. He's our healer, He's our deliverer, He's our protector, and He's our provider. En soos ek laaste gesê het, dat He is our hero, en ons sal ten alle tye moet ons verseker maak dat we give Him all the glory. En vir hulle wat hier in my life is ook wat ek wil ook nie uitnodiging protocol doen op die moment nie, maar vir hulle wat you know wat nog dwaal man, wat nie verstaan nie, you know, God doesn't need your resume. God doesn't need your Here ek is swak of my goed is wat ek doen is te veel, so jy sal dit kan wegwas nie. So ek wil vir julle invite, basically, ek wil vir julle invite en ek wil hy autocall wil ek actually nou doen. You know, come taste and see that the Lord is good man, because hy kan klomp dinge vir jou doen. Klomp dinge kan hy vir jou doen. En ek is 'n groot testimony, nie dat ek uit die wil uit was nie, but I am a big testimony of what He can do for me. So come and taste and see that the Lord is good as well. Terwyl ons nog wag, ek sien hy is besig hier om sy goedes by mekaar te kry. Terwyl hy wag, wil ek ook net ietsie doen is. Okay, hier is hy. Die dierbare is terug. Kom ons gee vir hom weer net so 'n hand of applause. There we go. Vir die technical onderbreking. Ja, kom ons gaan verder. My next vraag wat ek wil vir u vra is, u het nou al baie stages aangevang. U het al gesê u het al baie plekke al gespeel. U het al baie mense gehoor al. Jy gespeel het. Can you say a memorable moment or a gig that stand out for you throughout your whole music career? Ek het, I was still young. Ek is mos 'n drummer, my eerste instrument wat ek baie oormal is drums. Toe ek het saam met Butler gespeel. I was still young, many months ago. En toe kom Butler se drummer en hy kies toe vir my om saam met hom te speel. En dat is een van die memorable moments. Ek sê myself, wow. En baie mense wat nou saam Butler speel vandag is miskien bevoorreg, maar ek praat van ek kom many moons saam met Butler aan en jy sien wat ek agtergekom het van musicians nie, oor die algemeen is
die music ken mekaar man. Hulle weet presies wie kan en wie kan nie. Verstaan? En die was my een van die grootste oomblikke en ek sal het nooit verkondig dat ek het al met Basler ben menie, maar no, dat is iets wat vir my belangrik was in my lewe toe ek nog in die upcoming gekom het. Verstaan jy nou? En dit is een van die memorable moments wat ek van die res van die lewe saam mee sal vat. Verstaan jy nou? Hy is baie mooi, joh, jy het al met Jonathan Butler gespeel. Ek kan nie recall dat ek met iemand famous sal, nee, ek wil nou nie sê famous, die woord famous gebruik nie, maar Jonathan Butler is daar famous, is world known for sy music, like sy creativity as well, maar ek kan nie nog recall dat ek kan sê, nee, ek het met iemand so spesiaal gespeel. En het is nogals nice om te hoor dat jy nogals 'n drummer gewees het en nie eens 'n gitarist of wat so ewe nie. Maar drummer van alle jy sien Grant. Jy sien wat is die belangrikheid van as jy 'n gitarist is en jy het nie tyd in jou ore nie en jy wil play. Jy gaan baie verkeerd speel. Ek glo altyd tyd moet binne in jou oor wees. It must be there. En ek kan in tyd speel, ek kan voor die tyd speel, ek kan na die tyd speel, because tyd, rhythm is in my oor, ek kan dit hoor. As anders ek hoor al langer vooruit, as ek hoor dit nie van nou nie, ek hoor, ek kan my tyd hoor, okay, against time, or with time, jy moet tyd moet hier wees, because as ek speel, as iemand gaan sing, 'n koortjie, ek speel met 'n oors, en ek, soos 'n brandende hulle gaan by die kerk sit. Net daai. Maar as tyd in jou oor is nie, you need to accompany the singer or the worshiper. Jou tyd moet in tyd met my in sy tyd. As mos 1, 2, 3, 4, jy gaan 1, 2, 3 en die persoon is op 4 time en jy speel op 3, 4 time, dan gaan iewers hulle mekaar mis langs die pad. Musically nou. Musically gaan ze definitief mekaar mis daar so, ja. Definitief gaan ze mekaar mis. Wat ek wil gesê het is, ons het allemaal lekker tye wanneer ons saam as musicians en as ons self die stage vat en soos ek is altyd nervous wanneer ek op 'n stage kom. So maak ek saak wanneer wanneer ek is altyd my mag borrel altyd. Wat gaan deur u se mind wanneer u die dag moet stage vat? Wat gaan deur u se mind? Sê maar u is 5 4 3 2 1 u is nou op stage. Wat gaan deur u se mind as u vir die crowd moet speel of die crowd moet okay, ek het baie musical secrets. Ek sal nou nie alles reveal nie. Ek gaan dit van dit reveal. Jy sien, ek glo in preparation. Jy moet jouself kan daar moet preparation wees. En soms is my performance a rehearsal en soms is my rehearsal a performance. Jy sê, maar mense sal nooit weet wanneer dit 'n rehearsal is en wanneer dit 'n performance is. Ek sal weet wanneer dit is. Want as ek weet, ek veronderstel as nou 30,000 mense, hulle expect van my om te deliver. Right? Maar as ek nie geprepare is nie, om die boodskap van verlossing te verkondig, of die goeie woord van die Here te verkondig nie, en ek is unprepared, hulle gaan sommer sê, nee man, die man van die Here was nie voorbereid nie. Dit is amper soos, jy sien, jy moes twee dinge wat jy kry moes 'n entrance, dan kry jy 'n presence. Nou dis nou vir my secrets wat ek gee net stukkies van dit, nee. Ek wil nooit 'n entrance maak nie. I always want to leave a presence. Want entrance is so oomblik. Maar presence is blywend. Die oomblik as ek die stage verlaat het, as jy nog steeds, hulle gaan nog steeds voel wat ek gespeel het daar. En dit is wat iemand as jy nou, kom ons gaan die Bybel toe nie. Jesus, hy het nooit 'n entrance gemaak dat mense sê, Jesus was nou nie. Hy het gekom het en sy presence was altyd teenwoordig. En dis ook hoe mense omgevoel, want die presence wat daar was
was so anointed dat hulle ook almal kan nie daai anointed van die Here wat dit is. Maar baie mense maak 'n entrance en dan vergeet die mense jou entrance, maar as jy presence laat, dis bly want mense gaan sê, "Jo, ek is so na in die presence die Here wat my nou help. Ek weet nie wat vanaand met my gebeur nie." Want jy was in die teenwoordigheid van die Here. Los die entrance is nie iemand wel as ek wil wys dis nou ek en los daai. Laat God se presence jou lei wherever you go as a user. Dit is die belangrikste. Van daai presence kan mense se lewens radikaal verander as hulle die teenwoordigheid van die Here is. Daai is 100% wat ek actually nou daar sê om my presence te los daarso, because daai is hoe almal vir jou gaan notify en hoe almal vir jou gaan onthou, hoe almal vir jou gaan ken, you know, as jy daai presence gaan los. Brendan Adams noem iets something hy sê it's important, ek gaan dit net opsit, hy sê it's important to treat your rehearsal like a performance. En ek stem 100% saam wat Brendan actually sê, because jou rehearsal, my rehearsal is die tyd wanneer ek die song skry. My rehearsals is wanneer ek sê maar iemand stuur die songs, dan gebeur my practice rehearsal hierso by my huis. Ek self, ek luister die songs, ek practice die song hier, because wanneer ons in 'n rehearsal kamer kom waar almal saamkom, kom ek al klaar met hy preparation of met hy presence dat ek al klaar alles ken, because wanneer ons by mekaar is as 'n drummer, die keyboard player, die bassist, die trumpet player, die gitarist, die singer, as ons daar kom dan polish ons basies maar net die hele show, ons polish die show, ons doen 'n pre-show by 'n rehearsal, because wanneer jy in 'n rehearsal kom, moet jy basies klink asof jy die show het, because my practice rehearsal gebeur wanneer ek by die huis die song sit en luister op my eie. En ek stem 100% saam met Brendan sê, it's important to treat rehearsal like a performance. En ek agree met Brendan, hy praat 100%. Jy het miskien al gehoor van FCC. It is focus, control, concentrate. En want as jy 'n song deliver, focus, control and concentrate. And there needs to be, ek noem het musical oneness between the drummer, keyboard player, saxophone player. As hy nie 'n musical oneness is, as jy ouens saam met jou minister nie, dan gaan die een gaan voor die ander speel en die ander gaan agter die ander aankom. So daar moet die FCC moet apply word soos focus, control en concentrate. Jy sien, wat ek vir jou ook wil bynoem is daar, as jy is 'n gitarist of whatever player. Dit is hoe ek moes so begin speel. Daar was nog many moons. Tot op vandag, when I'm tuning my guitar, I speel ek ook self. Want baie ouens gaan weg van die wat hulle gekry toe hulle nou begin gitaar gespeel het. Dan sê hulle nee, ek gaan ernstig nou speel. Wat is hetzelfde? Precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde ding, ja. Wat ook belangrijk is, Grant, nee, wat ek, as ek mense nou altyd moet bemoedig. Jy sien, is iets wat die mens moet hê. They call it servanthood. Jy moet kan, you must know to serve, van baie musikante wil nie serve nie. To be honest, en reg het met jou. Daar ontbreek 'n spirit of servanthood. Jy sien, die oude miskien nou, die gitarist of die musician het miskien 1000 chords of 500 chords geleer, bygeleer. En nou voel ek het arrived, ek gaan nie meer serve. I need to be rewarded for my servanthood. En jy sien, Grant nie, ons sal dit nooit besef nie. Toe David, as ek nou voorbeeld moet gebruik van David, ek moet van die Bybel praat, ek moet gestudie van die Bybel, so ek het gestudie. So, excuse toch? Ek sê,
Ek sê kom ons gesels Ja, jy sien, dat ek praat van die balance moet daar wees. Jy kan nie net musiek praat, maar jy moet praat van God se woord en dan as 'n wanbalans. En mense sal dit moet optel. Dis as jy praat van die Bybel in. Ek gebruik gou vir Dawid as 'n voorbeeld. Toe Dawid met Saul gespeel het, ek meen, dat is plaasvind. Ek bedoel, hy het dit gespeel asof net gespeel as die chords wat hy ge-apply het, of dit wat hy neergesit het so 'n krag gehad dat dit vir Saul verander het. Iewers het daar 'n change gekom. En ons verstaan nooit die power of music nie. Verstaan, daar is so 'n power, jy kan in enige 'n plek gaan en as jy speel, en sommige mense sê, miskien hartseer, en jy speel dit, lig dit, of iets wat lig, dit verander die atmosfeer, because there's a power behind, a powerful force behind music. Verstaan, en as ons musikante dit begin te besef, dat dis eintlik 'n God se wekel, hoe jy restoration kan bring. Baie mense kom konsus toe, nie net om na jou music of na jou songs te luister, maar hulle wil in die presence van die Here wees, man. En as jy as 'n musikant out of line is, en nie in line is met jou gift nie, dan gaan dat gaan nie werk nie. Because ek glo, soos ek gesê het vroeër, there needs to be musical alignment. Dit moet daar wees. Dis 100% wat jy sê. En as ek het nou vat en toe stories, you get entertained and then you get pre-worship, praise and worship. Ons kan nie met 'n entertainment spirit die Here gaan op 'n Sondagmôre kerkie. Ons kan nie met 'n entertainment spirit gaan om vir die mense te wys dat ek kan gitaar speel, ek kan sing. En ek het dit al genoem al en gesê en ek probeer om op enige musicians wat kyk na die live, ek probeer om op julle tone te trap om vir julle te sê julle is verkeerd in wat julle doen. But someone said on the Facebook, someone left a comment on a Facebook of it was a meme or something that iemand gesê het. Hy sê 95% van die of ek sal sê, ja, 95% musicians it's pretty fast to know hulle aangaan in 'n musiek. Because almal van meeste musicians wat in die kerk kan sit, is nie die altyd net te vroeg whole time. Vroetel, wat dat hulle nie luister oor na die woord wat ek gaan nie. En soos u gesê het, we need to have a balance. We need to feed off from God's word in order for my gift to be a success, for my gift to speak, you know, because as a musician, as a guitarist, praat ek mense nie. As a guitarist, speel ek die snare. So, as to have a feed from the word, coming from the word, wil ek die woord gebruik in the next exchange, dan music om te praat met mense. En is net soos u gesê het, dat as a guitarist, as ek moet vat as a guitarist, you want people to listen to you at the end of the day. You want to be remembered by people when you play, especially when it comes to church. Jy wil hê dat nie soek jy 'n applaus van mense nie. Jy wil hê at least die mense who like broer was geseën vir die gitaar, you know. Hy suster was geseën met sing het. Hy praat op hy keyboard play. Hy het so gespeel dat ek moet opgesier het om die Here te dien. So we need to be as musicians, as worshipers, moet ons hy in neem dat there needs to be a balance. Al praat ek of al preach ek soos ander mense, wat ek kan preach en praat deur my music wat ek doen. En is 100%, ek stem 100% saam. Jy sien graag om by jou aan te sê, so ons een van die belangrikste goed wat baie ouens vergeet nie. Jy sien, veronderstel as ek nou die vorige aan, die Saterdag aan in 'n klub gespeel het. En daar nog gespeel het. Jy sien, wat baie ouens nie verstaan, jy bring hy selfe ding wat jy daar gekry, bring jy na die huis van die Here toe. En mense gaan dit begin optrek, nee man, die ou kom nie suiwer deur nie. Jy sien, wat baie musicians nie verstaan, jy kan nie 'n klip of 'n klap vergelyk met die huis van die Here nie. Ek meen,
dan is die boundary lines is al reeds gesê, die huis van die Here is die huis van die Here. Soos, as ek nou praat van u se huis en my huis, elke huis het sy reëls. En as hy nie reëls is in 'n huisie, is daar wanorde in 'n huis. So as die wat musicians wat nog nooit in 'n klub kon speel nie. Ek sê vir jou, dit is nie 'n plek, as ek nou so praat van as ek nou dit doen vir 'n bloedgewaste Christen, wat nou 'n relationship met die Here bou, dit is nie, jy moet baie, ek gesal sê, jy moet seker maar baie sterk wees, om in die atmosfeer van demonic te operate as 'n musikant, en dan kom jy na die huis van die Here, en dan word jy nou in 'n spiritual realm, want jy nou dat die gees van die Here man opereer, while you are serving the demonic in die ander kant, dan kom jy na die huis. Jy sê, so daar gaan imbalance wees, en dan gaan die mense begin op die persoon wat die woord bedien, of die worship die gaan begin te sê, jy, discernment, die man is nie op 'n plek waar hy veronderstel is om te wees nie, want sy musiek praat 'n ander taal nou vanoggend, because jy sê, 'n mens kan nie olie en water moet jy nie meng, afskud dit vir die res van jou lewe. Die een is die een en die een is die ander. Een is eers skoon en die ander een is vuil. Jy kan nie die vuil na die skoon toe bring en die skoon na die vuil toe bring nie. Want oor gaan die vuil gaan opereer. So as dit mense moet encourage ouens wat in klub speel. If you want to entertainment, as dit is jou destiny, of as ek net so moet stel, as dit jou brood en jou botter is, and you want to entertain vir die res van jou lewe. Maar die huis van die Here is die huis van die Here, en daar maak ek 'n kompromie nie. Ek gaan nie, as ek na die huis van die Here dan gaan, what a pure man, what a pure heart. Ek kon nie met die demonic goed wat ek die vorige Saterdag aangekry het, in die atmosfeer waarin hy was, na 'n suiwer atmosfeer, dit gaan nie, twee gaan mekaar kles, iewers op vol, it will be felt in your music, in your praise. Mense gaan begin te oordeel, man, iewers is 'n hartplek in die presence van die Here, iets, ons kan nie meer die hoogte bereik nie, verstaan? So wat is, as ek mense beboedig, nee, jy moet really, vir jouself as 'n muse, as die vraag van hoor nie so, dit wat ek hier doen, as dit vir die Here, of doen ek dit vir myself? Jy sê, die Here gee vir ons 'n gift, om ander mense se lewens te verander. Kom ek vertel jou iets wat met my gebeur het, baie jare gelede, net. 'n vriend van my vra vir my, wil ek vir hom 'n backing gitaris wees in 'n klub. Luister wat ek julle hier vertel. En ek sê vir myself, nee man, vra toe, do you really have to go? En ek sê vir myself, okay, ek ken myself, soos baie ouens moes nou sê, ek is geanker, en almal alles die juicy goed. En ek moet sê, okay, ek sê so toe vir my vrou, hoor Karen, ek gaan nou die opvraag vir my saam om te gaan minister. Ek sê, weet wat sê ek vir myself? Ek sê, Here, ek wil nie na 'n plek toe gaan as u nie daardeur verheerlik word nie. You need your name to be exalted. Hier sou moet vanaand 'n boek gebeur, sodat u die eer moet kry. Kom ek vertel jy, wat gebeur hier aan? Ek het my tweede song gespeel, en die mense gaan besit, hulle gaan bos in Afrikaans nou. Nou verstaan ek nou nie wat gaan hier aan nie. Nou dat ons verbruik, terwyl ons nou weer gaan recoup, en wat is die next line-up vir die next songs. Nou gaan ek na die kleedkamer toe, en ek sien nou die drama, hy lyk so nie lekker nie man. Nou, ek sê, kan ons 'n bietjie praat? Dan sê ja, kom ons gaan praat aan buitekant. Nou gaan praat ek met hom nou, hiervan en daarvan, maar my discernment tel, something is not right with this guy. Daar's iets wat hom, hy sê lekker nie, hy sê, miskien as hy die discernment het, sal jy nooit weet wat dit is om discernment te hê nie. En ek was toe, die Here het my mos profeties geroep mos, hy gift opereer in my lewe. So, ek verstaan nie of as 'n profet, so ek weet presies hoe ek gaan behandel in my wandel met dit, en ek begin te praat met hom, en ek klim in die plekke in waar ek dink ek moet inklim. Weet nie, Grant, om die waarheid vir jou te praat nie. Die persoon sê vir my, luister, vanaand sou my laaste gig gewees het. Dan sal ek myself getou het. Want ek sien nie mens, ek het nie hoop vir myself nie. Dit gaan my laaste gig wees, ek gaan my lewe vat, ek wil nie meer lewe nie. Van hier wat ek nou was, is nie vir my nie. Ek behoort nie te wees nie.
So ek gaan my maar uitvat, want ek is 'n teleurstelling vir my familie en vir my vriende. So ek gaan my maar uitvat. Nou kom ek weer terug na discernment toe. As die Here jou op 'n plek plaas of na 'n plek toe stuur, sê hy vir jou met 'n mandaat. Sodat sy naam dat Heer verheerlik kan word. Nou die question gevra. As ek besluit het hoor ek gaan nie man, because of my A's and my B's and my C's. Dan het ek die storie dan was die ou se nuus in die koerant dat die persoon het van diepe in die klip het hom gehang. En dan sou ek baie nie lekker. Jy sê ons as muses. Nou praat ek van jy wat 'n verhouding het met die Here. Ek praat van in diepte verhouding het met die Here. As jy nie in diepte verhouding met die Here, mense gaan jou judge waar toe jy gaan. Maar ek het nie 'n assignment hoekom jy daar moet wees nie. Want as ek dit geweerhou het om nie te gegaan het nie, wat sou gebeur het met hierdie persoon? So dit wil sê as die Here vir my gebruik as 'n boodskapper om die boodskap uit te dra, hy gaan my in 'n plek stuur wat mense se gunste gaan as mense toestemming gaan sê nee, maar wat so Frans wat hierso, hy behoort hier te gewees het nie, maar die Here het my met 'n boodskap net, ek het nie geweet wat op my gaan wag as ek daar gaan kom nie, want ek het gegaan met 'n pure hart, ek gaan hier te gegaan, nie om iets anders te verkeerd te doen, maar toe ek in die persoon klaar in woorde gaan, toe voel ek nie, maar my stay here is klaar, I need to go home now. Verstaan jy? So dit wil sê as Jim Grant wat baie ouens nie verstaan nie. Nou as ek weer terugkom van die ouens wat ek is famous en ek wil daai obvious, maar jy vergeet die principle van hoekom jy die Here jou geroep het soos 'n tyd soos die. Sal jy mos jou sit en jou staan sal jy mos ken. En jy sal mos weet wat is 'n gevaar vir my en wat is nie 'n gevaar vir my nie. So dit mos as jy nie woord basis of die fondasie is, dan gaan jy uitval. Sy gaan val verder as wat jy gedink het jy gaan val. Verstaan? God laat nie vir hom bespot nie. Jy sien, ek wil maar om dien, maar die Sondag wat jy die Here dien. You must make up your mind asof hier, asof daar. Verstaan jy? Dit is not my view. Mense gaan met my miskien verskil. As elkeen so opinie. Maar jy sien, as iemand nie begin die waarheid praat nie, dan gaan ons almal die waarheid verby praat en nie die waarheid praat soos die waarheid moet wees nie, verstaan? Soos my lewe net, klap soos die vir my nie. To be honest, is nie aan nie. Ek het vir jare het ek music alles gedoen en wie se naam het dit nou verheerlik? My vader, ek kan mos nie die opposite, die enemy se naam verheerlik. En dan as ek in die huis van die Here kom en dan, wie se naam verheerlik ek dan? Ek kan mos die gode op. Verstaan jy, as Grant genoeg verstaan wat ek probeer na u tuis bring. Yes, 100% wat u sê is waar. En u sien, en is waar wat u sê, soos ek, even as ek moet vat, ek het laas keer met ons, ek het die worship team gewees het, aan Ravensmead PPK, het ek dink ek het het gedeel met hulle, of ek het met een van hulle gedeel, en gesê, ek maak nou voorbeeld, we have worship team practice. So now we have worship team practice during the week, en ek is nou nie daar nie, I am somewhere else and I'm doing music somewhere else, whether it 'n klap is, whether it maak nie saak, whether it 'n troue is, whether it 'n party is, nee. Dan sal ek persoonlik het gesê, nie vir my verwag om op die stage te gaan op die Sondagoggend nie, whether ek nou waar gespeel het, whether it nou 'n party is, maak nou nie saak nie, maak nou nie saak nie, but nou, ek weet nie met watter tipe gees ek kom op die stage op 'n Sondagoggend waar ons die Here moet verheerlik nie. Verstaan nie wat ek sê? So, ek weet nie met watter gees ek kom nie, because now... As jy waarheid met u praat, jy sien, baie muses, wil het nie eer ken nie. Jy het nou die Saterdag gaan in die klap speel, it will stay in your mind. Ek praat van wat met my gebeur het al, in die verlede. Dan, as ek Sondag in die kerk kom, dan is selfe goede in my mind, ek gaan dan nie meer fokus op wat ek regtig nou moet doen nie, van die beelde wat in my mind is, bly nog steeds in my mind. Ek het gegaan deur 'n cleansing proses as die Here, my mind, asseblief, help net hier, ek kan nie, wat op die plek wat ek gewees het, was ek nie oor so lank te gewees het nie, dis hoekom ek geleer het, nee man, ek moet 'n standaard stel in my lewe,
as ek daar wil wees, dan moet ek daar bly. As ek daar wil wees, moet ek daar bly. Want ek kan 2 name verheerlik op different adresse nie, man. Verstaan? En vir alles hier, en muziek, en die ander ding wat ek ook hier, die belangrikheid van, as ek ook baie mense nooi my om vir workshops, om te praat met musicians, en om hulle die moeds en die moenies, ek praat met hulle net die waarheid. Jy sien, ons as musikante is bang oor die ander musikante sê, nee man, man van die Here, of hoe ek vir jou adres, jy is nie op jou plek waar jy moet wees nie, man. Jou handel en jou wandel, as jy according die woord, die woord van die Here standaarde nie, man. Want as jy in 'n klap is, jou attitude is totally different as jy net van die Here, as a totally different attitude. En kyk, baie mense is actors when it comes to, hulle te keep, wat gevaarlik is nou baie mooi, hulle het al hy aangeleer om te act, because die duivel, het hom al sekere goedes geleer om te act, om te sê die aard is fijn, maar soos as ek in 'n kerk sit en 'n musikant speel, maak as ek by is, en ek sê daar, hy kan my discern, want ek kan nie onmiddellik kan ek sê, nee man van die Here, sy vat die mis, of iemand soos dit sê, because my spirit will agree with your spirit, hulle gaan nie mekaar klis nie, hulle gaan in agreement wees, even as jy kom met 'n pure kerk toe en die musikante begin te speel, en daar is 'n musical oneness, of as jy een tussen die worship team members en die musicians, you will pick it up. Even die prediker wat gaan preek, hy sal dit optel, because die preek wat jy veronderstel om te gewees het, is jy nie daar nie, jy moet daar wees waar die Here wil hê jy moet wees. Dit is maar nie die waarheid te staan. Ek het poos klaarmaak, ek het 2 vrae wat ek gaan vra, en ek wil graag die vraag, omdat u nou sê u is baie eerlik, ek gaan 2 vrae wat ek gaan vra, voor ons gaan afsluit. My eerste vraag is, wat is u se siening oor 'n musician wat betaal moet word in 'n kerk? Maak 'n voorbeeld, ek is van die kerk, maar ek moet betaal. Maar ek moet betaal word om in die kerk, in die huis van die Here te speel. Of ek is die lede van die kerk en ek vra vir anders om te kom speel by my. So wat is u se aanteken om daai persoon te betaal om te speel? Kom ek gaan met jou eerlik wees. I will never put money in front of my gift. Never. Never is in never. Die value van geld en my gift, dit wat die Here vir my gegee het, het hy vir my gegee met 'n rede, man. Hy kon my iets anders gegee, hy kon my 'n ekte gemaak het, of hy kon my, because of die musikante van vandag, as ek nou praat van vandag se musikante, as die pasie nie na my kyk nie, dan kom hy, jy sien, waar ons as musikante misvat, ne, is dat, ons het ons purpose, ons doel, hoekom die Here ons geroep het as musikante, het ons vergeet. Want, as geld die dominant factor is in jou gift, dan gaat jou controle. So, ek het eendag vir 'n pastoor gesê, maar ek het hom geterg, nee, dis nou niet, ek het hom geterg. Hy vraag vir my, man van die Here, hoe vraag jy nou, as jy een song doen? Ek sê, man, vir 'n song van 3 minute tot 4 minute vraag ek R1.500. Hy sê, what are you mad? Ek sê, ek wil jou net toets jou reaksie. Ek toets net jou reaksie. Toe sê ek vir hom, dit wat die Here van my gegee het, geld kan dit nie koop nie, man. Die Here het al reeds die prys betaal. Why do I need to charge people? Vir my verlossing, vir my redden, het die Here die Here betaal voor. En jy sê, dat in grant, om nie baie te praat nie, om aan te sluit wat jy gesê vir die betaling van musikante, jy sê, baie ouens, of baie musikante, en ek respekteer almal, ek praat van die breë spektrum van musikante, ek respekteer hulle. Sommige mense doen dit as 'n income to provide for the families, en as jy en jou pastoor, of die leiers van die kerk, 'n genuine ooreenkoms, sê, en jy sê, wel luister, ek is werkloos, mis eerlik en sê, ek is werkloos. Ek moet jy besoldig
om van mense. Wie dit moet nie wees ek die maand my as ek Sondag in die kerk is en my foon gaan nie af van my R500, dan speel ek net in die kerk, ek kon net nie uit nie. Jy sê geld moenie jou gift control nie. Jou gift moet nie geld kan control. Dis wat ek sê. Man. Hy is 100%. Ek is 100% saam. Jammer as ek nou, ek is jammer as ek miskien op tone getrap het nie. Ek is jammer om op tone te trap. Maar die waarheid is, as hy wel, as hy gesê en hou jy met die gevare. Ja. En as jy allemaal wat dit wil. My laaste vraag voor ons afsluit, my laaste vraag wat ek wil vraag. Volgens my is jy 'n legend. Volgens my persoonlik is jy 'n legend. En volgens, how do you hope your legacy will, as a musician and as a musician for God, how would you hope that your legacy will continue from here on, from generation to generation? Okay, laat ek gou voor ek jou 'n vraag antwoord, wil ek jou dit goed sê. My pastor gee vir my 'n opdrag en sê, luister gou na wat ek van, en hy sê vir my, ek wil jy moet gaan surf daar, jy moet daar gaan help en daar gaan regmaak. En toe ek nou by hierdie keer kom, toe vra die pastoor vir my, wat is my koste? Toe sê ek niks, geen koste nie. Hy sê nie, dat kan nie wees, ek sê, dit is die waarheid, dit is so. Nou kom op dit wat jy jou nalatenskap as 'n musikant. Ek wil nie onthou word as 'n musikant wat mense ingeloop het, dit kom oor geld nie. Geld maak nie vir my happy nie, man. Geld is maar net 'n vehikel om dit wat jy jou benodigdhede, jou daglikse benodigdhede te bekom, maar dit maak nie vir my happy nie. Ek bedoel, jy kan 'n miljoen rand in jou bankrekening, hy sê die ongelukkigste pastoor. Geld moet jou nie kan determine nie, man. Jy moet geld determine, nie vir jou nie. Because ek wil nie, as ek 'n dag nie meer, dan moet die mense sê nogal op my grafsteen. Die man het almal gechat, oral waar hy gespeel. Ek wil nie dit op my ek wil rest in peace, man. Ek wil nie daai RIP daar wil is alles woord uitstaan. En jy sien soos ek nou. Ek het 'n song gecompose, Me in Blue, as 'n police song. Ek is die eerste persoon as ek sê in Suid-Afrika of in die wêreld wat 'n police song gecompose het. It took me 5 years. Dit is 'n 5-jaar projek om dit's research en dit's woorde in die songs en die chords, alles. It took me 5 years. En die song is 4 minutes and 30 seconds. Maar het my 5 jaar gevat. Maar nou, ek wil onthou as 'n persoon van, ek, François, het 'n song gemaak vir die police, van die manne en die vroue in uniform, het nie hy voice om te praat op dis vir hulle self het. So, dat ek die persoon is, wat namens hulle kan praat, die my music kan sê, dit is hoe ek voel, en wat hulle deurmaak, en hulle kan soms nie sê nie, van hoe mense, ander mense sien is differently, almal as human beings, verstaan? Nou, my nalatenskap om jou vraag te antwoord, Grant, is dat mense soos jy gee vir ons die platform en vir my is die groot. Ek het al 'n klomp mense se interviews gereject en ek gaan wonder maar why. Jy moet discernment, maar you need to use or have discernment. En sommige mense gebruik vir jou to get there. Het kom nie na pureness nie. Ja, jy sê ek kan antwoord hier, I don't want to be famous. I only want to be known. Because om famous te wees, dat kos 'n prys. En ek kan vir jou name noem van mense wat fame gesoek het, waar hulle vandag is. Hulle 6'6". En waar het hulle fame vir hulle gebring? Nergens nie. Verstaan? Nou ek wil my latenskap moet mense wees, as vir ons ouens wil graag leer om gitaar te speel, of hulle wil graag in diepte weet, hoe doen ek dit? Dan sê ek, nee, kom na my toe, van hoekom wil ek jou? Kijk, as jy voel om vir my iets te gee, as up to jou, maar
vir my, I don't want money. Dat gebak nie vir my hippie. Wat vir my hippie man, is to share my knowledge, to share my gift met jou, because as ek het gaan share nie, dan gaan jy ook nie deel met iemand anders nie. So ek kan nie dat ek wat uit my laat alles wat ek praat van nou, dit wat ek gestudy het en geleer van music, ek sal dit share for free. Hoekom moet mense my betaal? Dit gaan in elk geval gaan met die ongelukkigste mense maar. As iemand met sê, ek wil vir jou betaal, dan ek sê nee please, if you want me to pay, ek nie dat doen for free. Want geld gaan nie vir my gelukkig maak. As ek iemand gaan leer om kort is, of dan gaan vir die heppieste persoon maak dan. Honest to God, soos is ook 'n gitarist. Nou het jy miskien 'n probleem van, Frans, ek verstaan nie, hoe moet ek hier verander, hoe moet ek beteken verander, wat 'n kort moet jy apply nie. Dan sê ek, Grant, kom na my toe, let me show you, ek gaan jou in persoon, in person gaan jou klein, jy wil 'n bietjie van jou klein volkie afsaag, of sit iets oor dat, of kyk, soos baie mense weet nie van my secrets is die, my tennisboel, maar ek gaan nie sonder my tennisboel neer sien, because, dit is waar ek as ek my gitaar kan vashou, ek sal hom aftrek, om allerlei stress op my vingers uit te kry, voor gaan speel, baie mense weet ek is op tyd met dat tennis, die is one van my secrets, maar dit werk vir my, al die jare, en jy het is geweet nie, verstaan jy dit sê, nou my latingskap, dit is vir jou, ek is dankie Here vir jou Grant, ek is really, ek het 'n groot respek, as ouers wat red, wat ek 'n groot respek voor het, wat jy 'n platform gee, om hulle storie te vertel, ek meen, as daar nou nie 'n gesels van Grant was nie, noem vir my 'n platform op Facebook, waar daar iemand 'n platform gee vir my, 'n simple user, 'n groot platform gee, soos joune, om te praat, om te sê met mense, my abilities, my views, en vir my, ek vat die ligtelik op die, is vir my groot, Grant, is vir my messer, ek sal as vir die rest, dit gaan in my recordboeks, ek was by 'n gesprek met Grant is Grant, as groot vir my, miskien is vir jou nie, maar vir my, luister Grant, heel dag vir dag, het ek gesê, Here, ek dis 'n groot ding wat met my gaan vandag gebeur. Ek gaan selfs met 'n icon, iemand wat history maak in my lewe. Wat miskien is weet hoe die aan kan uitloop nie. Verstaan? So ek gesê ek is 'n baie simpel mens. Ek is baie reguit, ek is baie diskreet, maar ek is so baie lief vir mense. En ek sal altyd mense wat reg help en sê jy sê fout maak of as 'n hoestie miskien uit nie reg as jy of miskien 'n band speel nie reg of 'n keer opsit. I will assist. Moenie vir my betaal uit om nie jou man. As jy my wil happy, hou my happy soos ek is. Maar dankie Grant, ek waardeer jou regtig man. Weet jy het net iets aangeraak, vorentoe moet ons iets on the couch het waar ons in person kan connect met 'n keyboard player while you are having your guitar. So like 'n unplugged ding. Ons moet kyk in die future vir dit. Dat sal nogal baie very nice wees. Really. En dankie vir die voorreg. It is really an honor as ek my voorreg gaan saam met jou. Wow, jy sal ook besef, jy gee vir my goosebumps man, dis amper soos, jy sal nie verstaan nie, because I sense God's presence in our conversation, because ons het 'n skoon gesprek gehad, ons het al die fasette in, Engels het ons geraak, en ons het die waarheid gebruik, ek was geïnspireerd, wat jy met my gepraat het, was ek geïnspireerd, maar wat die Here van ons verlang as boodskapdraers, as om die waarheid te praat. Halleluja, definitief 100%. Sê hoe jy gaan afsluit, die afsluiting is dat jy vir ons ietsie gaan speel, maar sê gewoon net vir ons, waar gaan ons die song kry, Men in Blue, waar gaan ons hy song, op wat platform kan ons hy song kry? As jy op YouTube, op Facebook, as jy wil hê, ek wil vir jou die song stuur my inbox op Facebook, for free, you don't need to pay me. As jy die song, as jy 'n polisiebeampte is, of 'n vrou is, en jy wil die song request op CCFM, jy kan het request, enige tyd, enige plek, is for free. So, Facebook,
as op YouTube. As hy wil hê ek moet vir jou die backing tracks hier van Me in Blue, ek sal dit ook vir jou doen. As hy wil ek moet die woorde vir jou stuur, ek sal dit ook vir jou doen. For free. Ek het my verlossing vir die gekry. Die Here gaan die prys betaal, man. Ja, Grant, die baris. Ek wil dit jammer vir Grant. Iets wat ek wil bygevoeg het, mense moet dit my page dophou. Ek beplan 'n unplugged event waar ek met different guitarists praise and worship in different styles and different forms. Waar ons as gitarists, ek praat van dit gitarists, ek praat met waar ons die Here gaan verheerlik. Dit gaan 'n excited event wees. Mense het dit nooit ge-experience. Dis as ek maar die eerste weet waar gitarists weer kan kom in naam van die Here verheerlik. Maar with guitars in wave voices en almal. Maar dit gaan die mense met name en van dit gaan die simpelste mense wees. Maybe you are also one of my guests. Maar wat ek vir u wil sê is ek hou van simplicity en simpel met die mense. Okay. Maar follow my page en jy sal dit daar kry. Ek vat die invite. Ek waardeer die invite baie dankie. Ek sal definitief kom aan te kom. People in the comments, people that viewing, people that is here on my live, thank you so much for tuning in. Thank you so much. All the way from USA, was it for Brandon, aka Bom Adams is so as well. Thank you so much everyone for at least for being here and to share this moment with us as well. So for not any further ado, ons gaan vir Kita Prophet die geleentheid gee vir ons te speel. Ek wil vir julle sê 'n lieflike aand vir julle verder en moenie misloop nie. Next op die program, julle wil die volgende ene misloop en die volgende guest is hier. Ek is julle host en dis 'n gesels met Grant met none other than Kita Prophet. Take it away.
Bye-bye, Ella. See you next time. Thank you, Grant. Love you.